welkom terug by die Groot Ontbyt. Ons het vanmôre die voorreg om met Luna Page te kuier, die sanger, musikant. Ons praat so 'n bietjie oor musiek, maar nie musiek, maar ons praat ook oor die rol wat musiek speel as dit kom by mense in die industrie wat hulle self moet kyk, selfhelp, selfsorg om jou binnekant ordentlik te hou. Goeiemôre Luna. Goeiemôre. Dis lekker om jou hier te hê vanmôre. Thanks. Ja, ek's bly om hier te wees. Kom ons voor ons nou begin by jou nuwe musiek. Kom ons praat oor geestesgesondheid van kunstenaars. Dis nogal 'n redelike aktuele ding spesifiek. Ons dink aan een van Memberty se nuus wat die afgelope week gebeur het. En dan dink 'n mens aan hoe gaan dit met kunstenaars, met mense wat musiek moet maak en wat die kunste, die emosie so diepe koneksie daarmee het. Hoe gaan dit met kunstenaars se emosionele gesondheid? Ja, ek dink baie mense sal nie weet nie. Ja. Ek het met iemand onlangs gepraat, toe sê ek vir, ek dink tydens COVID het dit bietjie meer ooglopend geraak, omdat dit 'n tyd was waar mense bietjie meer oopgemaak het oor hulle ervarings, en dit het bietjie oorgespoel na nou toe, maar die vermaaklikheidsbedryf is so kompeterend, en die kunstenaar is op 'n manier 'n produk, wat altyd moet blinkkant bo wys. En musikante moet, dink ek, is baie bang om te wys wanneer dit met hulle sleg gaan. Because that doesn't sell really, does it? So in sosiale media is nou maar die platform waar mense hulle self bemark. So is ook maar altyd daai blinkkant bo. So ek dink dit kom, kunstenaars het nodig om iemand te vind in die bedryf wat hulle regtig respekteer en vertrou, en iemand wat saam met hulle in die bedryf is, sodat hulle nou en dan kan gesels. Ek dink persoonlik daar moet ondersteuningsplatforms wees vir kunstenaars waar hulle vrylik kan sê dit gaan swaar. Ons land se ekonomie is maar nie in die beste plekke nie. In die eerste plek waar jy dit sal voel is in vermaak, met die afneem van kaartjieverkope, met die teaters wat toemaak, live music venues. So, Maar jy dink spesifiek vir kunstenaars, 'n ondersteuningsplatform vir kunstenaars. Verseker, ek het al baie daaraan gedink. Ek onthou die Woordfees het 1 jaar tydens die pandemie toe daar nie fees was nie. Toe het hulle so 'n kunstenaarsfeesie gehou, waar dit eintlik gemik was op kunstenaars om idees te kom uitruil en met mekaar te kom gesels. En dit was ook amper die eerste keer waar ek gevoel het kunstenaars was eerlik met mekaar oor waar hulle staan en hoe hulle voel oor hulle posisie in die bedryf. Dit was baie emosioneel. Amper 'n vorm van terapie, né? Ja, ek het daai hele week gechunk soos 'n baba. Ek kon dit nie glo nie. So ek dink daai was so 'n goeie idee, en dis jammer dat dit nie weer gebeur het nie. Ja. En kunstenaars is so algemene verteenwoordiging van die gemeenskap as 'n geheel. Nou, daar's kunstenaars ons nou van weet, soos ek sê, wat sukkel met selfdoodprobleme gesukkel het, wat sukkel met rehabilitasie en verslawing, wat sukkel met verhoudings, wat sukkel finansiëel, wat sukkel met gesondheid. Dis probleme waarmee ons almal kan assosieer. Verseker, en ek dink ek onthou my sielkundige het, hy sê Jungian, en hy het so gepraat van die shadow kant, ons almal het dit. En byvoorbeeld, toe sê nie net musikante, kunstenaars, kreatiewes is mense wat gemaklik is met hulle eie donker kante. Dit is waar hulle inspirasie vandaan kom. Dis waar hulle die materiaal kry. Dit beteken nie dat mense wat nie kreatief werk nie donker kante het nie, maar hulle is geneig om boor dit te skiem. En tydens die pandemie het baie mense gekonfronteer geraak met hulle donker kante. Mense het baie gesien hoe mense hulle lewens verander het as gevolg van die introspeksie wat daarmee saamkom. Maar ongelukkig die downside van met daar in jou shadow kant rondbeweeg is dat jy soms baie nader daaraan is nader beweeg en die wêreld se pyn ook met jou saamdra. Dis maar so ironies eintlik as mens daaraan dink dat kunstenaars, jy weet, nooit praat oor hierdie geestesgesondheid nie, en tog is dit gewoonlik hulle kuns wat baie ander mense help wat dalk sukkel met geestesgesondheid. Verseker, ek het al baie keer na 'n show dan, jy weet, dan ek dink dis wat my maak aan musiek maak, want dit is nie altyd maklik nie, veral as jy in 'n niche mark musiek maak soos ek. Dan dink ek, is hierdie regtig die moeite werd? En dan sing ek 2-3 songs, en dan na die tyd kom daar iemand na my toe met trane wat by hulle wange afloop wat sê,
daai sang het nou so met my gepraat. Of iemand wat sê die hele tema van jou show, ek gaan nou deur 'n egskeiding en alles wat jy gesê het. Ek was vanoggend hier, vanaand is ek hier. Jy weet dan besef jy, okay, want is nie net my journey nie, dis almal se journey. Ja. Jy praat van die niche mark en weer eens ek dink dis iets wat ons altyd verstaan van hoe moeilik dit is, daai uitdagings. Wat is van daai uitdagings as jy meer in 'n niche mark is? Nie kommersieel musiek maak. Ja, ek dink die uitdaging in 'n Suid-Afrikaanse konteks is maar bloot syfers. Jy weet as ek nou dink as ek in Nederland gaan optree, ek is per definisie onbekend daar. Ja. Maar daar is meer mense in Nederland wat hou van die niche mark musiek wat ek maak. So ek kry groter gehore daar en dan vra ek myself af, hoekom is dit? En eintlik vermoed ek is omdat dit 'n meer homogene nasie is. Baie van hulle, soos hy niche mark en my musiek luister, het ek actually 'n mark. Terwyl Suid-Afrika se mark aansienlik kleiner en dan 'n niche binne in hom. En ek dink regtig ekonomie speel 'n rol, hoor. Ja. Ek dink mense die algemene ekonomie en die kultuur. Ja, die kultuur, mense hou nie daarvan in hierdie land van ons om geld te spandeer op 'n kunstenaar wie hulle nie ken nie. En dis vir my bitter jammer. Want ek wil hoe expand jy jou kulturele verwysingsraamwerk as jy nie nuwe goed probeer nie. Maar as die beursie knap is, dan gaan jy maar gaan met jou ou favourite. Die greatest hits. Ja, so daar's verskeie faktore. So dit is 'n uitdaging en jy moet probeer om dit nie persoonlik te vat nie, wat baie moeilik is. Hoorie, ons 'n bietjie praat oral. Ja. Jou nuutste liedjie. Ja. Waar kom die inspirasie vir die liedjie vandaan? Ek het existentiële krisis, midlife gehad. Dit ek in COVID moes ek werk. Ja. Obviously ek kon nie perform nie. Gelukkig het ek 'n graad, so ek het 'n day job gehad vir 3 jaar. En toe sien ek hoe die res van die wêreld operate en toe voel ek baie jammer vir almal. Ek het heeltemal uitgebrand, ek het my mors dood gewerk. En toe na daai 3 jaar toe bedank ek sommer, pak ek my lewe op, sit dit in 'n container en besluit ek gaan travel vir 3 maande in die Mediterrane lande en ek gaan die Camino stap, whatever. Eintlik is dit 'n bietjie almal se droom, maar Dit ja. is almal se droom en ek het gelukkig is ek getroud en ek het nie kids nie, so ek besluit toe ek kan dit doen. Ja. So toe gaan ek en ek het geëindig in my Camino en toe gaan ek Porto in Portugal toe. En ek het daar op 'n pier gesit en uitgekyk op die Riviera, of hulle dit noem die Riviera, en daar gesien hoe die mense alle kleure, geure, shape, sizes, mense van dwars oor die wêreld daar in daai hawe net met mekaar is. En ek weet paas wat babas in die lug opgooi, teenagers wat vibe in die hawe meer en flirt, couples, net so te besef ek die hawe is eintlik so nice analogy vir wat die mens eintlik soek. Is 'n veilige hawe, 'n plek waar hulle behoort, 'n plek waar hulle kan lief wees vir hulle mense, waar daar vrede is. En nou dink ek hoe weird dat ek is nou hierdie vreemdeling in hierdie stad, hoe ek nou eers 'n vreemdeling moet wees om te besef dat ons almal is dieselfde. Dit was of die premise van die song. So die oral gaan maar eintlik oral soek mens na mens. Aanvaarding. Ja, en dat ons wil maar net 'n bietjie wees sonder vrees, sê ek. Ja. Daar's ook 'n nuwe album op pad. Ja, vertel ons daaroor. Ja, so ek het nou Desember die eerste enkelsnit uitgebring en nou die oral en aan einde Maart bring ek die song Die Life uit. Dit gaan oor die ding wat mense so 'n komplekse verhouding mee het. En dan September dan bring ek die vollengte album uit en al die songs is geïnspireer deur my tyd op die Camino en in die Mediterrane lande in daai tyd. Ja. Maar jy gaan ook nou lekker toer ook bietjie met hierdie, jy gaan onder andere KAKNK toe. En voordat ons praat oor orals waar jy gaan toer, iets soos die KAKNK, want jy het Woordfees ook vroeër genoem. Wat dink jy is die belangrikheid van kunstefeeste, nie net vir kunstenaars nie, maar vir die samelewing? Ja, ek dink die kunstefeeste speel 'n massiewe rol. Juist daai, dit is tog die plek waar mense bietjie eksperimenteer en iemand gaan kyk wat hulle nie ken nie. So in daai opsig dink is ek baie dankbaar vir feeste en
ek het al op 'n tyd gedink dat al hierdie feeste het tog wel op 'n manier 'n negatiewe impak gehad op die padcircuit. Ja, op die reisende kunstenaar. Ja, dit het ek opgemerk en so dit is interessant, jy weet, maar ek het sê ook in my show, daar's nie 'n plus sonder 'n minus nie. Weet die kunstefees het vir baie kunstenaars gereelde, konstante werk gegee. Maar dis ook net as jy inkom, want dis 'n kompeterende mark waar daar net ek soveel uit mense kan speel. So dis wat nie inkom nie, moet op die pad wees. En ongelukkig die gehore gaan nou feeste, dan gaan splash hulle nou daar, koop hulle 10, 15 kaartjies en dan het hulle quota in. So daar, dis 'n plus en 'n minus. Ja. So ek sou sê die mense wat nie kunstefeeste toe gaan nie, moet hulle plaaslike teaters en live music venues. Op 'n Saterdag en Sondagmiddag gedraai Sê vir jouself, ek gaan een keer 'n maand gaan ek 'n show kyk en ek moet myself uitdaag om iemand te kyk wat ek nie ken nie, want daai mense travel deur jou dorp, dit kos baie geld, petrol is duur. Ek verblyf en al daai goed. En as jy kunstefees toe gaan ook, ek meen dit is noodsaaklik om dit te ondersteun, want dit is vir baie kunstenaars hulle enigste brood en botter. Ja, en jy is op toer met die reisigers-toer. Ja. Wat is die volgende plekke waarheen jy gaan? Ek is nou hier donderdag aand in Centurion. Ek weet nie of ek mag sê waar nie. Ja. By Centurion Theater, 'n eenmalige optrede met die reisigers, baie mooi, en dan gaan ek Parys toe by 'n plek met die naam Coolfoot Café. En dan gaan ek terug Kaap toe en doen ek 'n show in Koringberg naby Moreesburg Malmesbury en dan KAKNK. Lekker. Ja, en dan gaan ek bietjie saam met die Curo Create span deur die landreis en jong mens talent gaan help ontdek. En dan kom ek terug en dan sit Suidoosterfees en 'n toer Oos-Kaap en tuinroete toe. Genade, maar jy reis omtrent. Ja, jy moet maar. Yes, Luna, baie dankie dat jy hierdie pad kan toe gereis het by ons vanmôre vroeg opgestaan het en so 'n bietjie van 'n draai in jou reis ingegooi het hier na ons. Ja, so groot plesier. Spesiaal met gesels vanmôre. En jy gaan nou vir ons 'n liedjie. Ek gaan nou vir julle liedjies sing. Ek wil besluit watter een. En dit gaan nie die oral wees nie. Nee, dit moet mense gaan kyk op YouTube. En hy's ook op kyk net. Ja. Nou, ons gaan nou uitvind waar en hoe presies ons daar gaan luister. Maar dit net na die advertensiebreek, dan kan ons luister na daai pragtige liedjie, ons nog verrassingsliedjie. Maar nou, Luna Page dan nou, daar is dit pragtig môre. Ons is nou weer terug.